Baie welkom by die Woensdagwoord. Dankie dat jy saam kuier. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u genade, vir u sorg. En mag ons ook, wanneer ons hierdie teks lees, wanneer ons saam dink, mag ons ook saam groei. Amen. Ek lees graag vir jou Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Ons is nogal georganiseerde wesens, oorgeorganiseerde wesens. Ons het dagboeke en kalenders en elke kort gaan daar 'n herinnering af op jou foon of op jou rekenaar om vir jou te sê waar moet jy volgende wees. Ons beplan ons dagboeke jare vooruit. As ek mense probeer kry om te kom preek of wat ook al, die eerste antwoord is altyd, laat ek net eers gou na my dagboek gaan kyk. Nou, as ons hierdie teks in Spreuke lees, dan sien ons dat die mens beplan, maar dat God op die ouend bepaal hoe en waar en wat. En ons is nie noodwendig altyd so sterk daarop om rustig te wees met die wete dat God ook ons lewens bepaal nie. Ek onthou baie goed dat my oupa aan my pa se kant nooit ooit 'n uitspraak sou maak soos om te sê ek sal volgende week of volgende maand hier of daar wees sonder om by te sê as die Here wil nie. Dio valento, DV. As die Here wil sal ek hier of daar wees. As ons na die skrif gaan kyk, dan sien ons dat daar baie plekke is waar dit juis die kere is waar God mense in die rede geval het, waar die grootste en die belangrikste gebeurtenisse plaasgevind het. Moses was besig om skape op te pas, doodgewone dag, toe die Here in die rede val en opdaag in 'n brandende bos. En Moses geroep word om die volk uit Egipte uit te lei. Ons sien dat Samuel doodgewoon gaan slaap het, gereed om die nag deur te bring en môreoggend doodgewoon aan te gaan en sy Rice Krispies en melk te eet. Maar iewers in die nag roep die Here hom en sê, Samuel, Samuel, hoor jy my? En die gang van Israel se geskiedenis verander. Dawid dink hy gaan maar net vir sy broers kos vat op die front waar hulle besig is om te veg. Doodgewone dag, besig om sy taak uit te voer. Nooit het hy gedink, daardie selfde dag sal hy moet gaan klippies optel en die reus Goliat tegemoet stap nie. God val hom in die rede en sê, ek het 'n werk vir jou, Dawid. Maria, die jong Joodse meisietjie, wat rustig aangaan en besig is om te beplan en te droom oor 'n troue met Josef. Ewe skielik val die Here in die rede en sê, jy sal swanger word en jy sal die seun van God in die wêreld inbring. En dit het definitief die gang van die geskiedenis verander, wanneer God onverwags en onbeplan opdaag. Saulus van Tarsus op pad Damaskus, met 'n plan en 'n roeping in sy hart om hierdie werk van hierdie Messias uit te wis, ontmoet Jesus Christus, die lewende God, op pad na Damaskus. En Paulus se lewe verander en my en jou lewe verander, omdat Paulus die grootste deel, of amper die grootste deel van die Nuwe Testament skryf, en vir ons hierdie wonderlike insig gee oor wie God is en wat God van ons verwag. So dalk moet ek en jy net so af en toe besef, as ons lewe onverwags, onbeplan in die rede geval word, is daar 'n moontlikheid dat dit dalk die grootste gebeurtenis van jou lewe kan wees. Nie 'n beplande een nie, nie 'n geskeduleerde een nie, maar een waar God onverwags opgedaag het. Ek is dalk bekommerd dat ons so besig is en so gestruktureerd lewe en so oorvol dagboeke het, dat daar amper nie eers plek is vir God om onverwags op te daag nie. Want ons jaag so dat ons nie sal hoor as God ons wakker maak nie. Ons sal nie ja sê vir die gebeurtenis om 'n groot reus aan te vat nie. Ons sal nie die lig sien. Dalk sal ons soos Biliam se donkie iewerste iemand 'n donkie met ons moet praat, dat ons hoor dat God besig is om vir ons te sê, hey, word wakker, ek is deel van jou lewe en ek droom groot vir jou, groter as wat jy self kan dink. So, ons is hier amper op die vooraand van 'n Julie vakansie. En vir baie het dit nie regtig 'n betekenis nie, maar vir 'n klomp van ons
is dit daarom so effens 'n rustiger tydjie, waar jy minder aanjaag, bietjie later slaap, nie so baie jaag nie. Mag ons in hierdie tyd dalk bewus raak van God se opdaag onverwags in ons lewe. Mag ons oë en ore oop wees, sodat ons kan hoor dat God 'n plan het. En mag jy gereed wees as God opdaag en onverwags jou in die rede val. Mag ek en jy aanleer om te sê, ek sal en ek wil, as God wil. Kom ons sluit die oë. Here, skus dat ons so besig is, dat ons nie eers sien as U vir ons 'n roeping het nie. Skus dat ons so jaag, dat ons nie eers U stem mee hoor nie. Here, wil U ons tot ons spore roep, en dat stil staan en raak sien, dat U 'n plan het en dat U besig is met ons. Amen.